Milies, papa, milies! Môre mense, ons gaan gou open met gebed. Here, ons sê dankie vir die wonderlike dag. Here, ons sê dankie dat ons kon opstaan en weet dat ons vandag vir u mense kos gaan maak in u wil. Here, ons sê dankie dat u hand van beskerming en genesing oor ons almal is vandag. Here, ons sê dankie dat u hand oor elke bering, elke belt en alles is hier binne en elke masjien is hier binne. Here, dat die duiwel nie 'n hand vas sal hê en enige ontwrigting sal laat plaasvind nie. Here, ons sê dankie dat u by ons is terwyl ons die milies maal. Here, ons sê dankie dat ons in u wil vir die mense kos kan gee en maak, Here, wat honger is op die straat, Here. Ons sê dankie dat u by ons sal wees vandag, Here. Ek sê dankie dat u ons leiding sal gee om alles te hanteer, Here. Ek sê dankie dat u by ons is vandag. Amen. Goeiemôre mense, ons is weer hier die voorreg om by TMM te kan wees vandag met blydskap. TMM hier in my agtergrond. Dit is vir ons 'n voorreg om die Here te dank en te sê, Here, dankie dat u ons gebless het met mielies wat gekom het weer. Ons is geseënd, sommer baie mielies, 34 ton. Ons sê vir julle boere weer eens baie dankie dat julle gehoorsaam is aan God se stem en ons bid op hierdie geleentheid, God se seën oor julle, oorvloedig op alle terreine, nie net finansiëel nie, geestelik, vleeslik en alles wat julle aanpak suksesvol sal wees. Julle sorg dat mense se honger gestil word, fisies en geestelik, want terselfdertyd met die mielies wat kom wat ons maal, weer eens sit ons die blye boodskap in, die verlossingsboodskap, die goeie nuus van Jesus Christus. So ja, dis vir ons 'n volle groot voorreg om vandag as 'n spannetjie by mekaar te kan kom, 'n lekker spannetjie wat gaan maal vir die volgende 5 of 6 dae. Daar's groot bestellings wat geplaas is. Dis hongerte daar buitekant, geestelik en fisies, en weer eens 'n School of Fire en sy span Speer, Rooyes en sy hele span op pad uit volgende week om dit te gaan deel met ander mense en om siele in te bring in die koninkryk van God. So ons gaan wegspring seker binne so 5 minute of 10 minute en dan gaan ons die Here dank en ons sê weer eens dankie vir julle almal wat kyk, wat saai en wat dit moontlik maak dat ons almal kan aangaan. Ons waardeer julle en dankie ook vir elke gebed wat uitgaan om hierdie te kan dra en ons almal te kan dra om te kan vasbyt en te kan deurdruk terwyl van God se saak en julle almal. Weer eens, terwyl ons op hierdie lig is, daar's 'n Tannin shop, daar's 'n verkoopslyn, asseblief, daar is nommers wat verskyn op die skerm en op die meelsakke wat ook uitgaan, asseblief, bestel julle meel en dat ons dit dan by julle uitgekoerier kry en kom kuier vir ons hier by die Krokodilplaas, dat ons julle kan wys waar maal ons, die meel aan julle bekend kan stel en dan kan julle sommer 'n bietjie krokodille en alles hierso kom kyk en vir ons kom kuier. Meer as welkom, die Here seën almal van julle in Jesus naam. Maar nou kom ek ook persoonlik en ek vra u seëninge oor hierdie masjien. Here, asseblief, ons gaan nou staan, onderste rollers, boonste rollers en hierdie masjien weer eens. Ons doen dit elke keer en dit is 'n goeie gewoonte, want u sê Matteus 7 vers 7, vra en julle sal gegee word. Ons is net operators. Ons kan net doen wat ons as mens kan doen, maar dit wat ons nie kan sien is in u hande. Alles wat in hierdie boks aangaan en alles wat deur die stelsel aangaan is in u hande. So Here, asseblief, ek vra u guns
In die naam van Jesus Christus. Amen, amen. Dankie. Ons is weer hier by die meele besig by TMM, Tannie, Muismils, om mielies te maal, om meel te versprei. Mense, ons is altyd so opgewonde, ons kan nooit wag om die masjiene te start en vooruit te gaan nie, maar ons moet altyd onthou, niks in die lewe is altyd klop disselboom nie. Tot Vader het vir ons gesê in Johannes, hou goeie moed, maar moenie moed verloor nie. Die lewe is moeilik, jy kan moedeloos raak, maar moenie tou opgooi nie, moenie handdoek ingooi nie, moenie moed verloor nie. En ek sê dit vanoggend met 'n rede. Ons sien hierdie hele week al uit, nadat ons die mielies ontvang het, nadat ons beroking gedoen het, nadat ons alle voorbereidings gedoen het om die masjiene te start hierdie oggend, en tog soos baie ander kere gebeur dinge nie soos wat ons wil nie. Ons moet onthou hier uit, dink ek nou vanoggend vir 'n geestelike oorlogvoering. Hoe is ek in my lewe met geestelike oorlogvoering? Is ons daagliks, uurliks, minuutliks besig om die duiwel te herinner in sy ewige poel van vuur? Onthou Jakobus 4 vers 7 sê die Here vir ons, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Hy sê nie, nee, alles gaan hemel op aarde wees nie, ons is nog, hoe sê hulle, mens, derms en pains, ons is nog in hierdie wêreld, so die teëspoed kan opduik, en dis wat nou vandag ook weer gebeur het hierso, ons masjien het getrip in die produksieproses, en dit gooi ons uit, want ons het 'n hele vrag meel wat ons vervaardig om uit te reik, en ons groot goal is om honger siele en honger vlees mense te kan bereik. Dit gooi ons terug, want jy werk op produksie, soos julle mense, besigheid mense wat produksie uithardloop. Jy het 'n sekere kwota wat jy vir daai dag moet uitsit. So ja, die masjien het getrip, ons moes nou stop, ons moet die hele masjien weer oopmaak, ons moet alles wat in is, moet ons uithaal, anders te trek het te veel krag, hy byt vas, jy kan nie. So wat gebeur nou? Op die einde van die dag gooi dit ons hele dag terug. Mense raak, ek weet nie as julle mooi kan kyk, hoe sit my sweat nie teen my voorkop nie. Ja, dit is nie omdat ek baie honger is of baie bang is nie, dit is omdat ek bietjie opgetens is hierso, want ons wil graag hê, ons produksie moet hardloop en moet uitgaan. Maar mense, ek moet vir julle bemoedig, ek is nou uitgebul, ek is plat geslaan, ek het basies gelê, want dit gebeur nie soos ek wil nie, die masjien het getrip en dit is 'n groot storie om hom weer in die gang te kan kry. Maar, ons het nie gaan sit in salt nie, ons het nie gaan hare kloof nie, my spannetjie saam met my, ons het hande gevat, ons het gebid en sê, Here, gee vir ons krag, gee vir ons wysheid, help ons asseblief. En ons het opgestaan, ons het geflash, ons het aangegaan, ons het die masjien weer laat hardloop, ons is nou weer in volle gang hierso. So mense asseblief, die Here sê ook vir ons in Korintiërs, doen alles wat jy doen van harte, vir die Here, nie vir mense nie. Ons kan as 'n spannetjie nou sê, ag, ons moet nou hierdie maal, maar dit is ook nou maar seker maar net vir die wat uitgaan vir 'n mens of vir 1 of 2 siele. Nee mense, doen dit vir die Here. Dis hoekom ons val, maar ons staan weer op. Alleenlik kan ek die Here die eer gee vir 'n spannetjie wat saam met my staan, agter my rug besig is. Ons het nie gaan lê nie, ons het saam gebid, ons het saam gepraat, ons het aangegaan. Moenie as jy gaan val bly lê nie. Jy mors tyd, die duiwel wil hê jy moet bly lê. Asseblief mense, staan op, dink aan God. Jy is geskep in sy moederskoot, nog voordat jou naam aan jou toegeken is, het hy al jou naam geken. Nog voordat jy gebaar is, het God jou geken met liefde. So ja, ons gaan val. Moenie bly lê nie. Moenie vasvang in tik en dwelms en alkohol en sigarette en allerhande, soos hulle sê in die wêreld, verversingkies nie. Nee, gebruik die Here se woord, gebruik gebed, staan vas by Jesus se voete, sodat hy jou kan verkoop, soos hy in Psalm 23 vir ons leer. Val, maar staan so gou as moontlik weer op, dat die duiwel nie nog 'n hou of 2 kan inkry nie. En onthou mense asseblief, doen alles vir die Here.
Die Here is 'n jaloerse God. Hy sê, jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met alles in jou, moet jy die Here lief hê. So moet asseblief nie kyk na die omstandighede wat om jou gebeur nie. Bly gefokus op Jesus Christus en weet, wat jy ook al doen, die lewe kan nie floreer met almal in posisies nie. Daar moet dokters wees, mediese dokters, veeartse, motorwerktuigkundiges, daar moet ingenieure wees. Almal is in posisies, maar die groot ding is, wie verteenwoordig jy? Jy verteenwoordig vir Jesus Christus. Jy versprei 'n aangename geur waar jy beweeg. Word Jesus raak gesien. Onthou net, dade praat 90% van die tyd meer as woorde. Onthou dit dat ons 'n Jesus voorbeeld, 'n aangename geur kan wees vir die wêreld. My groot gebed is nou mense, jy wat nou lê, jy wat platgeslaan is, reik uit jou hand. Onthou, Jesus reik sy hand uit na jou, hy's beskikbaar. Vat sy hand, staan op. Vat jou Bybel, lees sy woord, herinner hom aan sy beloftes, hy vra dit. Verkoop jou in Jesus Christus, verryk jou in sy woord en staan op, trek die bil by die horings aan soos wat hulle sê en onthou, doen alles vir die Here. Ons lewe hier op die aarde is 'n kort stukkie. Ons lewe in die hiernamaals is 'n ewigheid. Jy kan dit nie bepaal nie. Gaan probeer sommetjies maak. Die jare wat voor lê is meer as die sandkorrels wat om ons lê. Dit is meer as die sterre wat daar bo in die lug is wat ons nie eens almal kan sien nie. Onthou dit, dis die ewigheid. So ons ruk hier op die aarde of dit nou 20 jaar is, 40 jaar is, geseënde 70 jaar, bonustyd 80 is kort met wat kom. Wil jy dit opmors? Vat dit met al twee hande, vat, dien die Here voluit en reik uit na ander, laat meer mense by God kan uitkom en jy gaan beloon word. Die Here sê in Openbaring, jy gaan 'n oorwinnaarskroon kry as jy my dien en volhard tot die einde toe. So my gebed is opgesom, my woord vir julle vandag, as jy val, staan op, die wat lê, staan op, beweeg vorentoe en onthou, jy gaan die oorwinning behaal, jy gaan beloon word vir wat jy doen. Moenie handdoek ingooi nie, moenie tou opgooi nie. Die Here is lief vir julle in Jesus naam. Hallo almal, my naam is Waldo Engelbrecht en ek is hier by School of Fire nou vir 3 jaar. So ek het gister het ons vir 'n week vir BCI gegaan. Gistermiddag 12 uur het ons teruggekom. Ek werk so 'n bietjie vandag in die meele, 'n bietjie siele te bereik. So die doel hoekom ons 'n meele maak en dit in sakke sit en traktaatjies insit is baie mense daar buite ken nie vir Jesus nie en ken nie die rede hoekom hy gekom het nie. En daar's mense wat glad nie hom ken nie. So ja, dis ons doel om mense wat honger is die sakke voor te gee en dan met die traktaatjie hulle te lei na die Here toe as hulle nie fone of enige koneksies het om op ons Facebookblad en op te gaan en rooi is hulle of Wally hulle te boodskap en te sê lei my na die Here toe nie. Daar is 'n gebed bo op die meelsak en soos ek gesê, dit gaan vir honger mense en vir mense wat dit wil koop en dit benodig het. So ja, baie dankie almal, dis waarvoor ons hier is. Hallo, ek het juist die masker aan vandag want ons was besig om te maal by die
TMM. Dit is meer vir die stof en goeders en om seker te maak dat daar geen siektes of enigiets kan gebeur nie, wat ons dalk het en dit kan versprei nie. Dit is meer vir veiligheid en helpse redes. Vandag toe ons nou hier gekom het, het ek gevoel, ons gaan dit doen, want ons doen nou die Here se werk, ons voed vir honger mense op die strate. En toe die masjiene nou getrip het of iets, toe dink ek, hier is Satan weer met sy stories aan die gang. Maar gelukkig was die Here aan ons kant vandag, nou en alles werk nou weer baie beter en goed. En alles loop baie smooth nou. Ek wil net sê dat die Here het 'n doel vir 'n mens elke dag. En elke dag moet jy net met gebed begin en jy moet net weet dat die Here aan jou kant is en dat jy niks en dat dit wat binne jou is groter as dit wat buite jou is en dat jy net voluit vir die Here moet begin werk. Môre, ons is hier so by TMM besig om meelsakkies te voorberei, dat hulle meel kan ingooi om vir mense wat nie kos het nie te kan gee. Maar ons sit voorberei deur ons sit 'n tertaaitjie in. Nie net om mense sê liggaamlik te voed nie, maar ook geestelik, waar die tertaaitjie vir jou sê, jy is nou kind van God, jy moet nou geestelik groei ook. Met 'n klomp goedjies wie so dat hulle geestelik kan groei mee en so ja, ons berei maar net voor vir die meel wat môre moet inkom hierso. Dit is Annemarie van die meele. Ons is besig om vir arme mense meel te maak en dat hulle ook kos kan kry en dan wil ek net sê, deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang en daar's baie mense wat nie bevoorreg soos ons is nie, wat ons voor kos gee en daar's mense wat koop wat die finansies het en ons sien die sakke wat elke sak wat uitgaan en die mense laat hulle kan bekeer as hulle die pap eet en die bekeringsboodskap daarop sien en weet hulle kan bel en inbel om te vra vir enige hulp wat hulle nodig het. Die Here seën almal. Julle moet 'n geseënde dag verder hê. Goeiedag almal, ek is hier so by die meele want ek werk hier so baie lekker en dis vir my 'n baie groot eer om te sien hoe die Here se hand werk tussen deur die tye wat ons hier so werk. Soos ek hier so sit dan sing ek 'n liedjie van As the Spirit Was Moving en soos ek hom bly sing, bly ek net dink aan hoe groot die Here se hand is. Hoekom is jy? Wat doen jy? Ek is hier so want ek help by die meele, want ek like dit om by die meele te help. Ek like dit om meerendeels mense se siele te kan help voed en goeders.
Want as mens die woord verkondig en goeders, en mens sing en goeders, en mens help om die meel te maak en goeders, voed mens mense en mens voed die siele ook. Môre, ek is MJ Norke. Ons is hier besig by die Mela, besig om te maal en lekker om vir God te werk. My boodskap vandag is Spreuke 18 vers 24. In tye van nood leer jou vriende ken. Sommige praat net, maar ander doen niks nie. Ander sal alles vir jou doen. Hulle is nader aan jou as 'n broer. Soms in die lewe gaan jy vriende kry wat jy dink dalk goed is, maar hulle gaan niks vir jou beteken nie. As jy op die fans slaan, is hulle weg. As jou geld klaar raak, is hulle nie meer daar nie. As jy probleme het, is hulle nooit daar nie, maar hulle is altyd daar wanneer jy geld het en jy kan lekker spandeer en dis kuiertyd. Jou ware vriende gaan altyd by jou staan, maak nie saak wat gebeur nie. Al sit jy met niks, al sit jy met alles. Hulle sal altyd daar wees. Maar 'n ware vriend is iemand wat saam met jou sal bly in Christus. Wanneer iemand saam met jou bly in Christus, beteken dit nie net 'n vriendskap nie, maar dis 'n broederskap. Dis iemand wat saam met jou kan gaan, maak nie saak wat gebeur nie. As jy die evangelie gaan versprei in ander lande, hulle kan saam met jou gaan en gaan. Maak nie saak wat gebeur nie, hulle is nader as jou eie broer. En ja, ek dink dit sal nog ons lekker wees om 'n klomp sulke vriende te hê, maar partykeer in die lewe kry mens 1 of 2. Maar al wat ek sê is jy moet waardeer daai vriende, waardeer hulle, want jy weet nooit wanneer jy hulle gaan verloor nie. Die wêreld raak klein daar buite. Ons moet maar oppas met wat ons het. Dankie. Soos julle kan sien, ons is weer lekker besig en op spoed. Die masjiene het al lekker gewerk vanoggend. Jy kan sien lekker stof oral, want ons is weer besig om meel te maal en reg te kry om te versprei en weer ook honger mense te voed. Maar jy moet altyd onthou, dit gaan nie net oor honger liggame nie. Ons vervaardig lekker pap. Ek gaan sommer so 'n bietjie vat en wys. Lekker pap wat deur die stelsel gaan. En dit verpak ons alles in sakke. As jy net so agter my rug kan kyk, daar so agter is baie pallets wat al reeds verpak is en hulle is al klaar eintlik op bestelling uit na hongerbegeerlike mense wat kos benodig. En dan gaan ek sommer 'n sakkie ook deur die gryp. In hierdie sakkie wat ons hier so by ons het, sit ons 'n geestelike kos in vir julle almal. Asseblief mense, gebruik hierdie, geniet dit. Kyk hier, lees hom deur en
Maak erns met wat hierop staan. Hier's ook 'n hulplynnommer, 'n gebedslyn wat jy kan skakel vir hulp. Moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Die Here leer vir ons uit sy woord uit. Vandag as jy my stem hoor, moenie hardkoppig wees nie. Moet dit nie laat verbygaan nie. Ons kom terug hier vandag by die masjiene. U kan sien ek het nou so 'n bietjie sweet hier voor my voorkop, maar ja, ek is nou nie 'n pastoor of 'n predikant nie, maar ek het my lappietjie, so ek kan maar 'n bietjie afvee hierso. Okay, so 'n bietjie humor tussenin. Maar ja, ek het bietjie gesweet, want ons het nou lekker gistermiddag opgeruim en skoongemaak en die ding gedoen, voorbereiding vir vandag se maal. Toe ons nou begin maal het, hier so ons gaan aan en almal is in, onthou almal is gereed. Dit laat my dink aan die 10 vroue, meisies met die lampies. Almal het gesê hulle was gereed. Is ons almal gereed? 5 het olie, almal het olie gehad, maar eintlik was net 5 gereed, want hulle het voorsiening gemaak vir later en is ons heeltyd gereed vir as die bruilof gaan plaasvind, as die Here ons kom en ons uitnooi. Maak net seker dat ons gereed is. Dis wat ek daar bedoel. Ons was voorbereid, ons was gereed om te maal en toe is almal in posisies en hier start ons die masjien, ons gaan aan. Goed. Intussen tyd soos wat ons gemaal het, toe weer eens dankie vir wysheid wat God vir die mense gee. Die persoon wat besig is om die meel te verpak in die sakke, skree en roep my en sê, hier val semels ook in. Toe kom ons dadelik agter, hier is 'n probleempie, of weer, ons het gister gestrip, uit mekaar uitgehaal en skoon gemaak, ons vul mekaar aan, maar een ou kan doen nie nou alles self nie, jy kyk en by my is mis partykeer iets kleins, maar ek sê dit nou vir 'n rede. Die dame sê toe vir my, hier moet net pap in hierdie saak val, nie semels nie, ek is dalk partykeer ongeskik, maar ek is nie 'n varkie nie. So asseblief, jy moet net pap invul, die semels het sy eie uitgang, ek wys sommer hier, hierdie wat julle hier sien is lekker varkkos, lekker dierekos, dit het sy eie uitgang, dit meng nie met die ander nie. Weer sê ek, die semels meng nie, wat sê daai skrif of die woord, as jy jou met die semels meng, dan vreet die varke jou op. Kom ons vat hierdie as 'n boodskap vir ons hierdie dag. Jy as kind van God, versprei die woord, wees wakker, deel die evangelie en los dit by die mense. Moenie word soos 'n sondaar nie. Jy is bekeer, bly weg van daai af, dra die goeie boodskap oor, maar moenie weer terugval en soos die semels, meng jou met die semels, maak hulle jou vriende, kuier jy saam met hulle, braai saam met hulle, aanhoudende vriendskappe, wees versigtig, laat die varke jou nie gaan opvreet nie. Weer kom ek terug, so terwyl ons hier so maal, toe roep die persoon my en sê, luister, hier's fout. Dadelik kom dit by my ook op, wat God gesê het in sy woord. Daar gaan 'n dag kom wat die bokke en die skape van mekaar geskei gaan word. Weer sê ons, Jesus se kinders is die skape, die lammers. Die bokke is die wat hulle eie kop volg en wat op pad is hel toe. Hulle gaan geskei word. En wat nou hier gebeur het vanoggend, die semels het met die meel gemeng en toe openbaar die Here net vir hierdie skrif. Is jy skerp? Is jy reg? Is jou hart ingeskroef? Het jy tyd saam met my gespandeer vanoggend? Is jy reg om die dag in te gaan? Is jy op jou hoede? Is jy gereed vir geestelike oorlogvoering, spiritual warfare? Want as jy die pap is, as jy die jou tyd met God spandeer en jy is die pap, jy is nie gemeng met die semels en allerlei goed nie. As jy die skapie is en nie, dan kom dit nou. As jy die skapie is en nie die bokkie is nie, dan gaan jy hierdie dinge volg. Jy gaan tyd saam met Jesus spandeer en glo jy vir my. Nou kom ek terug na die 10 meisies toe. Die olie verteenwoordig die Heilige Gees wat in jou is. Sorg dat jy by Jesus se voete sit, dat jy elke dag gevul kan word met olie. Daai klomp het nie by Jesus se voete gesit die hele tyd nie. Hulle olie het opgeraak. Hulle het miskien soos Lot se vrou begin belangstel in dinge wat nie vir God belangrik is nie. En toe val hulle terug. Hulle het alles gemis. Hulle het die bruilof gemis. Hulle was genooide gaste, maar hulle het alles gemis want hulle het nie voorsorg getref en seker gemaak dat hulle by Jesus se voete sit in hulle tydperk op hierdie aarde nie. So asseblief mense, maak seker dat julle nie meng semels met die varke nie en maak seker soos hierdie boodskap wat vanoggend uitgekom het asseblief dat die meel en die semels hierso nie met mekaar meng nie, dit werk nie saam nie. En ons bid nou sommer ook die Here se seën aan almal wat kyk en ek smeek julle asseblief, maak seker jy spandeer, ons weet die lewe is 'n gejaag, daar kom Dawid, jy moet vinnig opstaan en aan die gang kom, maar onthou, Jesus is buite tyd en ruimte, jy kan elke oomblik met hom praat. As jy in jou kar spring en jy het dan nie stilte tyd gehou nie, dan praat jy met hom op pad werk toe.
deur die loop van die dag, kommunikeer met hom 24/7. Hy's nie ons wat moet rus nie. Hy's heeltyd op en wakker en gereed om vir julle te luister. Dan wil ek byvoeg, moet ook nou nie laat die duiwel jou aankla, ek het nou nie stilte tyd gehou nie, jy't aan my hele dag gaan die mekaar wees. Sorg jy net dat jy nie scrap tyd, rommelde tyd vir die Here gee nie. Kom eerder vanaand van die werk af en sê vir jou gesinnetjie, luister, ons gaan nou boeke vat, ons gaan tyd saam spandeer en dan verskoon julle my vir 'n uur, want ek het 'n afspraak met my lewende God. Maak nie saak wanneer jy tyd saam met hom spandeer nie. Sorg net dat jy en hy alleen in 'n verhouding betrokke raak. En dan sluit ek af met hierdie. Onthou net, daar gaan 'n dag kom wat jy alleen daar gaan staan. Maak nie saak hoe oulik julle huwelik is en hoe florerend dit is nie. Jou vrou of man gaan nie hande vashou voor die troon van God nie. Jou kind gaan nie jou hand vashou nie. Jy gaan alleen staan voor Vader en jy gaan verantwoordelik doen van alles wat jy gedoen het op hierdie aarde, of dit nou goed was of sleg. Moenie bang wees nie. Al wat ek sê is, moet nie sondig en 'n vroom lewe voorgee, maar jou hart is nie by God nie en jy is nie waarlik bekeer nie. Ons het vanoggend hierdie gesprek gehad, ek noem weer, Johannes 3 vers 3, ons kom tot wedergeboorte, ons gee onsself oor aan God, dan is dit klaar, dan is dit jou verpligting en verantwoordelikheid om daagliks by Jesus se voete te sit. Weerens kom die woord bekeer in, ons gaan deur daaglikse bekering, bekeer beteken omkeer. Hallo julle, ek speer hierso, ek werk 'n bietjie hierso by TMM vandag. Ja, ek het maar net 'n versie wat ek met almal wil deel daar buite. Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Johannes 16 vers 33. Hoop julle almal het 'n lekker dag aan buitekant. Asai.